Goeiemôre, dit is dan vanoggend, lesing 22, 2 Desember 2025 van die Dokter van Sion, Restaureerders van die Skrifte. Dit is ook die laaste lesing in hierdie reeks, ons sluit af vandag. En vir my is dit dalk die heel belangrikste lesing van alles in die reeks. Want hier is 'n praktiese opdrag van Vader, wat ons moet doen elke dag om waardige draers te wees van sy gelofte en sy verbond wat hy vir ons gegee het, die nuwe verbond en die nuwe gelofte. So ons begin nou daar heel bo en dit is wat ons daaronder by die klipwiel doen, alhoewel hierdie seëning word baie gebruik. Ek gebruik dit ook wanneer ek met iemand genesing doen in Yeshua se naam, spreek ek hierdie seën uit. Ek spreek hierdie seën uit wanneer ek huwelike bevestig. En ek spreek ook hierdie seën uit wanneer ons 'n begrafnis het. So dit is 'n seën wat algemeen gebruik kan word en wat baie krag dra. Dit kan ek julle verseker. So ons spreek hierdie seën nadat ons in 'n kring gestaan en gebid het, spreek ons hierdie seën uit. En kyk hoe mooi is hierdie seën verbind met ons heraldiese wapen hier agter my. Weereens beter as dit in kleur is, maar op die WhatsApp is dit in kleur. Wees geseënd in die aarde deur my bloed gekoop. Daar sien jy die Ossewa, die agter my in die groen lande, dis die aarde, waar die Ossewa ons geloof voorstel. En die eintlike aarde wat hy hiervan praat is die siel, waar jy saadjies van die woord plant en bome kan laat groei wat vrugte dra vir jou medemens en vir Vader. Wees geseënd terwyl die leeu aan julle sy loop. Die leeu staan heel bo en buite die kring, want die leeu is Yeshua, wat altyd aan ons sy loop. En hy word ook genoem die leeu van Juda. Wees geseënd as in ootmoed die wiel draai, en die arend se gesang uitreis bo die kraai. Nou ja, daar sien julle die visarend, en ek het nou vergeet, heel in die middel is die kruis, waar Yeshua aan gesterf het. En dit moet eintlik ook by die boonste foto wees, maar hy is net so 'n bietjie, is net die onderpunt van die kruis. Want hy het hierdie aarde van ons met sy bloed gekoop by Golgotha. En ons herken dit. Ons herken nie die beeld van 'n kruis nie, ons herken die daad van verlossing. Edel is die volk deur my hand uitverkies. Edel is die hart wat liefde verkies. Edel is die man wat hart aan hande bind. En die kind wat opgroei net deur my bloed verbind. Nou die volk wat hy uitgekies het is die boerevolk of die gelofte volk, want binne in die boerevolk is daar baie mense wat Yeshua verag en godsdienst het wat nie in lyn is met wat Yeshua vir ons gebring het nie. So ek praat van die gelofte volk, die wie erken dat Yeshua die leer aangevoer het, 16 Desember 1838, en ook weer in 1880, toe ons republiekse vryheid weer herwin het. Edel is die hart wat liefde verkies. In hierdie volk is ook harte wat nie liefde verkies nie. En hierdie seën is nie vir hulle nie. As jy iets anderste as die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste, soos jouself kies, dan is jy buite orde van sy seën. En dan kry jy die vervloeking. Ek het nou in hierdie week die hartseer situasie beleef, waar 'n man homself weer probeer het om sy polse te sny op hierdie plaas.
En dit is so hartseer, want die persoon wat dit doen, besef nie wat hy mee besig is vir die res van sy ewige bestaan nie. Wanneer jy jou eie lewe neem, het jy geen liefde vir jouself nie. Omdat jy geen liefde vir jouself het nie, het jy geen liefde vir jou naaste nie. Want dit is toch, mos as ek nou my lewe neem, het ek mos nie liefde vir myself nie. Maar die belangrikste is, jy het nie liefde vir die gewer, die skepper van jou lewe nie. So daar is geen liefde op al drie vlakke, val jy in die liefde. Nou waar moet 'n selfmoordenaar dan heen gaan? Presies, na die innerlike toestand wat hy in is. Liefdeloos, gelyk aan duisternis. Dis waarheen jy gaan, dit is nie, ek verdoem nie iemand hel toe wat sy lewe neem nie. Ek sê as jy jou lewe neem, het jy geen liefde nie. En die enigste ding wat tel aan die ander kant is liefde. Dank Vader vir sy lewe het hy dit nie reg gekry nie, maar 'n aandagsoekery, maar nogtans, die wil om dit te doen, om nie heeltemal te doen nie, om aandag te trek, is net so 'n bose, Satan ingegewe gedagte, wat jy toelaat om jou innerlike te vul. En dit moet ons nie doen nie. So, ons moet liefde verkies. Elke situasie waarin jy beland, en ek beland, moet ons die liefdeskant, moet ons na kyk. Baie keer moet die liefde ook bereid wees om 'n pak slaag uit te deel. Nie omdat jy 'n sadis is nie, maar omdat jy sien dat dit die beste vir daai persoon gaan wees. Want mooi woorde werk nie. Nou moet die persoon aan sy lyf gaan voel wat dit is wat jy verwerp het, toe jy byvoorbeeld hier op hierdie plek aangekom het, en versorging gekry het, in al jou behoeftes. Ja, nie al die lekker wêreldse dinge nie, maar die basiese goed om aan die lewe te bly. Eintlik meer as om net aan die lewe te bly. Het jy verwerp. Dan moet jy op die straat gaan voel hoe dit is om in die nag met een oog oop te slaap. Want as jy met al twee oë slaap, is alles wat jy het weg. Vrouens sal verkrag word. Ons weet dit, in Pretoria is dit 'n algemene ding van mense wat dit vir my sê. En of daar's ander sorgsentrums ook, wat glad nie, naastenby, alles het wat ons het nie. Want die belangrike ding wat ons het is Yeshua. Wat ek weet die ander nie het nie, want hulle is nie op die vlak van waar ons is nie. En dis nie iets om oor te spog nie, ek sê dit net as gevolg van dit 'n feit is. Goeie mense, hulle doen alles in die naam van die Here, hulle glo hulle is reg, daar's nie probleme nie. Maar hier, by Philadelphia Ark, het Vader iets opgerig wat so enorm en geweldig is, dat wanneer jy eendag aan die lewe hierna kom, gaan jy soveel berou hê, dat dit net by jou was, en jy dit nooit aangeneem nie. Naamlik, die poort wat hy geopen het tussen die aarde en die hemele op hierdie plaas. En natuurlik op elke ander plek wat verseël is in ons geestelike huis. So ons moet die liefde kies. Hy kan dit nie in ons indruk nie. Edel is die man wat hart aan hande bind. Dit beteken dit wat jy in jou hart voel, die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste, moet jy nou met jou hande, met jou handeling, moet jy dit uitleef. Nie net sê ek is vir Vader lief nie en ek het jou lief nie en jou omhels nie, en dan steek jy 'n dolk in sy rug nie. Liefde is 'n werk. Dit is 'n daad. En dit is 'n voltydse daad. Dan sê, en die kind wat opgroei, net deur my bloed verbind. Wat groei nou op? Mense het 'n groot probleem met die wedergeboorte, hulle verstaan dit nie. Die wedergeboorte is 'n proses, waar jy uit die aardse dinge uitkom, uit Egipte uit, dan beland jy in die woestyntoestand van jou siel, in die
vleispotte van Egipte situasie het jy enigiets gedoen. Jy het die wêreld aangegaan en die wêreld gedien. Nou kom jou siel in 'n loutering, in 'n woestyntoestand. Nou doen jy nie meer die dade nie. En jy probeer ook nie meer die verkeerde dinge spreek met jou mond nie. Dit is als deel van die proses van bekering. En hier vind dan die eerste wedergeboorte van die siel plaas. Die siel sê, ek wil nie meer nie. Ek wil net vir Yeshua volg. Maar die siel is nog swak in die woestyn. Nou kom ons in die toestand waar ons hopelik deur Vader nou al is, en dit is deur die Jordaan, by die Gilgal, Gilgal klipwiel by ons, maar die Gilgal sirkel van klippe wat Joshua gepak het, waar hy al die siele besny het, wat beteken dat ons harte moet besny. Alles wat in die hart is, wat nie daar hoort nie, moet uit. En dan die volgende ding wat hulle daar gedoen het in Joshua se tyd, hulle het Pasga gehou. Nou wie is die Pasga lam? Dis Yeshua. En ons moet die poorte van ons harte, moet ons met sy bloed smeer, soos wat die volk dit moes doen aan hulle deurposte, in die eerste Pasga. Maar die tweede Pasga en die derde Pasga en al die ander Pasgas, onder die Levitiese bedeling was diere geoffer. En die bloed is aan die deurposte gesmeer, as 'n heenwysing na die Messias se bloed wat hy vir ons sou kom stort. Maar nou, 2000 jaar later, nadat die Messias as Pasgalam vir ons gesterf het, en ook opgestaan het, moet sy bloed, ons moet die erkenning aan sy bloed gee. Yeshua was ons deur die bloed wat U vir ons op Golgotha, in die grootste pyn en ellende, vir ons laat vloei het, sodat ons verlossing kan kry. En die finale offer is gebring. Yeshua is die finale offer, en sy bloed het ook op die versoendeksel van die verbondsark geval, wat jare tevore reg onder Golgotha se kruispaal geberre was in 'n grot. So enige iemand wat nou nog 'n verbondsark vat en hom presies namaak soos wat die Bybel die afmetings gee, en enige geestelike waarde aan dit heg, is besig met valsheid. En ook as hulle nog dierebloed op daai kus gaan sit. Nou wie dit gaan doen is die Jode, en die ou klomp Christene wat Jode aanbidders is, gaan hulle nou in alles navolg, en so gaan hierdie ouens wat sê hulle is Christene, gaan die ware Yeshua verloon. Want Yeshua het die Engelse woord ultimate verlossing vir ons gebring, die uiterste verlossing. En ons hoef nou net aan hom vas te hou. Ons moet ons aan sy bloed verbind, en nou groei die kind in ons. Kan julle nou sien, geboorte, wedergeboorte is die krag van die mens, wat as 'n kind en veral 'n seentjie in die simboliek in die Bybel gebruik word. Kan maar gaan lees in Openbaring 12 en Jesaja 66, praat hy van die vrou wat baar, en dis jou siel, wat nou met Yeshua se bloed verbind, soveel krag kry, dat jy nou kan praat van 'n wedergeboorte van die Gees. En nou leef jy nie meer in Egipte nie, jy leef nie meer in die woestyn nie, jy leef nou in Kanaan, die ewige Kanaan, die Kanaan wat Abraham na uitgesien het in die hemele. En nou leef jy uit jou gees uit. En nou is daar by jou ook nie meer gedagtes aan die verkeerde dinge nie. So die Egipte het jy die dade, die woorde en die gedagtes gedoen. In die woestyntoestand het jy nou die dade het jy gelos, die verkeerde dade, verkeerde woorde het jy gelos. Nou, in hierdie toestand moet jy die verkeerde gedagtes los. En Karen se lesings in die oggend
sê dit baie duidelik dat 'n gedagte is 'n skepingsvorm. So ons moet nou meer moeite doen om nie sulke gedagtes te koester in ons harte nie, want dit vat vir jou weg. Nou ja, dit is die 7 punte, en nou kom jy met Joshua in jou as 'n Melchisedek priester, en jy sê, dit is Joshua, die begin en einde hiervan spreek. Geseënd is die siel waarin my brood nou breek. Die brood dui alles in ons aanbiddings daaglikse roetine. Dis ons opstaan, dis ons gebede in die oggend, dit is ons gebede hier, ons sang hier, ons brood wat ons breek hier onder mekaar, dis die seën wat ons daar uitspreek, en dan baie, baie belangrik is die gebed wat ons daar uitspreek, terwyl ons in die kring staan en hande vashou. As julle mooi na die embleem op die regterkant kyk, sal julle sien, daar is ook 'n laar, 'n ossewaalaar van 52 waans. Die vraag, hoekom 52? Want dit verwys na die tempel wat in die ou tyd wat afgebreek was, wat opgebou is deur Nehemia, Esra en al daai manne. Hulle het hierdie tempel in 52 weke gebou, wat ook 'n onmoontlikheid was, maar die engele van Vader het saam gebou. So dit is ook 'n laar, 'n wiel, wat dan daar verteenwoordig word. Nou, 'n belangrike gedeelte wat ek hier moes bysit is Hebreërs 12. Hebreërs 12 handel oor 'n vergadering, een of ander tyd aan die einde van die tyd, alhoewel dit geldig is oor die afgelope 2000 jaar, maar daar kom 'n punt waarin Hebreërs 8 sê dat daar kom waar ek 'n nuwe verbond met julle sal oprig, met die huis van Juda en die huis van Israel. En dit is presies hierdie nuwe verbond wat nou by hierdie vergadering 'n aanvang neem. Ons lees maar die hele ding dat jy die konteks kan kry. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm, en 'n ramshoring geklank en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Dit is by Sinaï toe die volk daar gekamp het, want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as wille wesens die berg aanraak, moet hulle gestenig word, of met 'n pyl neergeskiet word. Dit was 'n ernstige storie, daai Sinaï kampeerdery. En Moses, so verskriklik, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Selfs Moses het swaar gekry. Nou sê, julle is nie nou daar nie. Waar is ons nou? Maar, julle het gekom by die berg van Sion, en die stad van die lewende Elohim, die hemelse Jerusalem en 10.000 boodskappers of engele. Waar is die berg van Sion? Is in jou. Dit is jou geestelike hoogtepunt. Terwyl jy die berg opklim, is die situasie dieselfde as, ek is in Egipte onder by die voet van die berg, nou klim ek, dan val ek, dan klim ek. Uiteindelik kom ek bo, en bo op die berg staan Joshua volgens Openbaring 14, gaan lees die hele hoofstuk, met uitgestrekte hande en hy verenig met jou. En dan sing julle 'n lied wat niemand anders kan sing nie. So, dit is waar ons nou is die lewende Elohim, Joshua, en die hemelse Jerusalem is nie 'n stad nie, dit is leerstellings. Dit is die nuwe openbaring, is die hemelse Jerusalem. Die woorde wat ons in die afgelope maande behandel het, voordat ons hierdie reeks begin het. Dit is in ons, want dit het die krag om jou en my tot bo op die berg te vat. Ek is jammer, die gewone Bybel het nie daai krag meer oor nie, omdat hy so versnipper is,
en verdraai is. Maar met die nuwe openbaring, veral die groot Johannes Evangelie, gaan ons dit kan regkry. Nou, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by Elohim die regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is. So die geeste van die regverdiges is hier, is ons voorvaders, wat iewers in 'n vergadering sal wees, 'n feestelike vergadering, van 'n gemeente van eersgeborenes. Dit beteken eerstelinge. Dis nie fisies eersgeborenes nie. Ons kan sê die eerste wedergeborenes of wat wedergebore gaan word. So ver my kennis strek is niemand van ons al die geestelike wedergeboorte bereik nie. Baie van ons het al die sielswedergeboorte bereik. Maar ons streef nou na die finale een. Wat dan geken sal word is dat jy en Yeshua volkome eenheid sal kry, sodat jy terselfdertyd op die aarde en in die hemele bewustelik sal leef en jy die kragte van die hemele ten volle gaan kry. Jy sal dooies kan opwek, jy sal brood kan maak, jy sal enige ding, brandstof, jy sal enige iets skep wat op daai stadium deur Yeshua nodig geag word. Natuurlik in die diepste nederigheid en dankbaarheid. En by die feestelike vergadering, ons het dit gelees, belangrik en 24, en by Yahweh of Yeshua, die middelaar van die nuwe verbond, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Abel in die Bybel is die eerste ou wat bloedoffers gebring het, diere geoffer het vir Vader, wat heen gewys het op Yeshua se bloedoffer. So ons kom nou by Yeshua uit, en die bloed van die besprenkeling is sy bloed wat ons erken, wat vir ons verlossing bring. Daar is 'n baie dieper ding in bloed. Weet julle wat is bloed? Bloed is eintlik gestolde lig. En Adam en Eva het hulle lig verloor toe hulle gesondig het in die paradys. En hulle het daai ligkleed is van hulle weggevat toe hulle met 'n laer orde beide van hulle gemeenskap gehad het. En toe het hulle die soogdier liggaam gekry wat ons vandag het. Hierdie vleisbaadjie wat ons aangetrek het. Nou moet hierdie bloed weer omvorm word tot lig. En dis presies wat Yeshua gedoen het in die grafkelder. Hy het 'n bloedgevulde liggaam wat op daai stadium dood was, omvorm tot 'n liggaam. 'n Liggaam van totale ewig lewende lig, eteriese substans. En omdat hy dit gedoen het deur hierdie groot offer te vat, wat sy siel daai ontsettende lyding moes deurgaan, want dis al hoe hy dit sou regkry om homself weer terug te bring na die lig toe, was deur hierdie geweldige lyding. Maar nou hoef ons dit nie deur te gaan nie. Ons hoef dit net te erken dat dit op ons van toepassing is en dat hy vir ons gesterf het en dat ons die belofte van ewige lewe daarin opneem. En dit is wat hierdie vergadering sê. Ons is nou daar as gemeente van eersgeborenes, by Yeshua die middelaar van die nuwe verbond, by die regverdige geeste van ons voorvaders wat heen gegaan het en wat nou in die hemel is, en dat ons by die 10.000 boodskappers of engele is. Dit is die hele vergadering. En iewers sal daar 'n plek wees waar dit gaan plaasvind op hierdie aarde. En as jy in die vorige lesings opgelet het, sal jy weet dat dit nou hier in hierdie land is, suid van die riviere van Kus, en meer spesifiek op hierdie plek, Kameeldrif 225,
die eiendom hier waar die Philadelphia Ark gevestig is. Dis nie iets wat ek uit die lug uit gegryp het nie. Die voorafgaande 21 lesings het dit onomwonde bewys. As mense dit wil afmaak, en daar's baie in ons volk wat dit afmaak uit jaloesie en afguns, gee vir my 'n beter plek. Bewys vir my die pad wat julle geloop het met Vader, en dan sal ons met graagte aansluit by julle. Maar hier by ons is dit vry. Enige iemand kan aansluit, daar's nie 'n aansluitingsfooi nie. Daar's ook nie 'n register nie. Jy is daar, die register is in die hemele, by hierdie vergadering se 10.000 engele. Daar's genoeg engele wat alles opteken wat ons doen. So ons lees verder van Hebreërs 12. Pas op dat julle hom wat spreek, dis Yeshua, nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Hy spreek met ons in ons harte, deur die nuwe openbaring en die Bybel. Maar die nuwe openbaring spreek vir ons die pad na eenheid met Yeshua. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. Dit gaan net nog een keer gebeur op hierdie aarde. Dis die belofte hier in vers 26. En hierdie woord, nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. 'n ander woord vir die wankelbare dinge is die aardse natuurlike dinge, soos die natuurlike gelofte by Bloedrivier, die natuurlike gelofte by Paardekraal. Dis die wankelbare dinge. Daarom moes dit geskuif word na Gilgal toe, waar vir ons nou 'n onwankelbare geestelike huis opgerig is. Weliswaar in die natuurlike in die vorm van 'n waawiel om 'n boom, maar dit is net 'n afbeelding van die plek waar ons klipharte neergesit het, nadat ons eiendomme verseël het, ons harte vir Yeshua gegee het, en nou erken ons dat ons uit die gees van waarheid, of die boom van die ewige lewe, dis net, die boom daaronder is net 'n sinnebeeld, dis 'n voorbeeld. Die ware boom is die boom van die ewige lewe, en dis die gees van waarheid, wat Adam en Eva in die tuin gehad het, maar verwerp het, hulle het nie geluister nie. Hulle het geëet van die boom van die kennis van suiwer en besoedel, of goed en kwaad. En dit is hoekom hulle toe afgedruk is in 'n ander laer dimensie. Maar nou het ons dit. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, dit is 'n geestelike ewige koninkryk, laat ons dankbaar wees en so Elohim welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons Elohei, ons God, is 'n verterende vuur. Hy's 'n verterende vuur vir hulle wat hom nie liefhet nie. Maar hy is 'n sagte, verwarmde vuur, soos 'n kaggel in jou sitkamer, vir hulle wat in sy liefde baai. Hoef nie bang te wees nie. En omdat ons nou met eerbied en vrees hierdie werke opgerig het, en elke dag doen wat hy van ons verlang, nou gesê, hoef ons hom nie te vrees nie. Ons hoef net vir hom lief te hê. Ek het hierdie Hebreërs 12 vergadering ingesit, want die volgende gedeelte
wat ek noem die gebedsprosedure by die Gilgalwiel elke oggend om ongeveer 8 uur by Philadelphia Ark, het ek nou goed gedink om te beskryf wat ons daar veronderstel is om te doen. Elke ander mens het seker 'n ander metode of metodiek waarmee hy daar gaan staan en sy gebed doen. Ek doen die ding maar soos wat Vader dit vir my gewys het deur die afgelope jare, wat ons alles moet insluit. En ons moet eintlik die hele wêreld, die hele aarde, in die natuurlike toestand en in die geestelike toestand, moet ons insluit in ons gebed. En ons gebed moet 'n seën wees. Ons mag net lig stuur. En lig kom uit die liefde uit. Ons mag nie daar oordeele en vervloekinge uitstuur op daai Gilgalwiel nie. Want dit is nie wat die laaste vergadering van Hebreërs 12 sê. Ons lees: elke oggend na diens kom die gemeente by die Gilgal klipwiel bymekaar, waar ons onsself in die volgende formasie opstel. 4 blasers by die 4 hoeke, oftewel by die 4 hoofwindrigtings, wat 12 keer blaas, 3 blase in elke windrigting. Die res van die gemeente neem plaas en vat mekaar se hande op of net buite die wiel, afhangende hoeveel mense teenwoordig is. Hulle ramshoringsiele blaas ook, deur gebede op te stuur, en wel in die volgende gebedsvolgorde. In hakies, elkeen is egter vry om sy eie gebed te formuleer, maar hier is 'n riglyn, na aanleiding van die inligting van Joshua ontvang oor die afgelope jare, en veral vanuit die nuwe openbaring, wat vanuit die hart gebid moet word, en wel in gees en waarheid. Dit help nie jy rammel die Onse Vaders op soos jy op skool gedoen het nie. Hierdie is 'n gebed wat jy intens in jou hart inkeer, en Joshua daar ontmoet, en dan hierdie gebed saam met hom, en al die mense op die vergadering. Want onthou, hierdie vergadering is in die gees. Dis nie 'n fisiese ding wat jy kan sien nie. Nou en dan wys Vader vir ons mense hier, dat daar van hierdie voorvaders by ons is. Ek herinner my dat hulle al 'n paar keer van ons mense wat gestorwe is hier by die gemeente wel hier gesien het. So dit is in die gees, waar geen ruimte en tyd en materie is nie, is ons een met hulle. En dit is die 3de vlak in jou wese. En dit is die wedergeboorte van die gees. Al het jy nog nie werklik 100% een geword nie, jy het die strewe om een te word. Nou sê ek, punt 1, ek begin deur ons almal wat daar blaas en bid, voor Joshua se troon te bring, waar ek vra vir sonde vergifnis, wassing en reiniging van ons siele deur sy bloed, sodat elkeen van ons 'n waardige aanbieding vir hom kan bring. Ag, kom nou seker punt 2 wees, maar nou is die telling is nie heeltemal reg nie. Dan keer ek terug in my eie hart, en omdat ek getroud is met my vrou langs my in aanbidding, trek ek haar gees onder my gees in, en doen ek die volgende gesamentlik met haar in die gees. Nou as jy nie getroud is nie, as jy 'n enkeling is of 'n geskeide, dan doen jy nie hierdie punt nie. Dit is 'n opsionele punt vir getroudes wat in eenheid en in gees saam is in die huwelik. Dan doen ek dit as volg, en ek verwys nou na Karen se lesings oor die energiepunte wat ons moet open. Van bo af open ek ons kroon energiepunt, naamlik die barmhartigheidskroon, op die kroon van ons kop. Dis hier heel bo is die barmhartigheidskroon. Al hierdie inligting kom uit die boek Joshua die Gesalfde leer, die weg na eenheid deur die liefde, wat Karen vir ons hanteer, en wat sy nou ongelukkig vanoggend nie kon doen nie, want sy is by die pensioene.
Dan open ek ons liefdeskroon tussen ons twee oë, hier voor tussen jou oë. Dan open ek ons geduldskroon in die keelarea. Dan open ek ons geregtigheidskroon in die hartsentrum. Dit is die middelpunt van jou wese, is jou hart. Dan beweeg ek af. Ek gaan nie nou af met die gees en ek gaan nou heel onder, want ek wil terugkom van onder af. In die bekkenarea, tussen jou bekkenbene, is die volgende energiepunt. En dit is die ordekroon, wat heel onder is. Dan beweeg ek op en open die werksame wilskroon in die naaltjie area. Dan beweeg ek op en open die werksame wil, dan open ek ons wysheidskroon in die solar plexus area, net onder die hart. Omtrent die waar jou maag is die wysheidskroon of energiepunt. Dan beweeg ek weer in die gees op na die hart, want ek het nou by die wysheidskroon gestop, die geregtigheidskroon was reeds geopen, nou bring ek myself weer in die hart, in die geregtigheidskroon. Wat die middelpunt van jou sielswese is, ook voorgestel deur die staander Yahshua van die kandelaar van 7 kleure, wat nou brand, omdat hulle geopen is. Kandelaar het 3 links en 3 regs, vlamme wat brand. En die middelste ene is die staande. Die volgorde van daardie vlamme op die bord sal nou nie dieselfde wees as wat Yahshua dit in die boek, die weg na eenheid in die liefde is nie. Die kleure is 'n bietjie geskommel, en ek verstaan nou, want dit was vir ons gegee toe ons nog met die sielswedergeboorte besig was. Met die geestelike wedergeboorte is nou die eerste keer waar jy kan sê dat jy 'n geregtigheidskroon het. Want niemand van ons is eintlik in staat normaalweg op aarde om te sê ons is in die geregtigheid nie. Maar as jy ten volle in die liefde is, dan is jy in geregtigheid, in goddelike geregtigheid. Want in die liefde erken jy Yahshua, jy erken sy verlossingsdaad, jy vra vergifnis gedurig vir jou oortreding, en dan is jy sondevry. Dan is jy in geregtigheid. Want jy is in die liefde saam met Yahshua. En dit is hoekom die geregtigheid die middelste kandelaar staander is waarop alles staan. Hier haal ek die woorde van die nuwe verbond in Hebreërs 12 sy hemelse streep aardse vergadering aan. En ons ontmoet vir Yahshua in ons hart. So ek sê ek is nou in my hart terug in die 4de energiepunt. Hier ontmoet ek, of ons, vir Yahshua, die middelaar van die nuwe verbond. Dan ontmoet ons 11 die 10.000e engele skare in ons hart. Want hulle is ook in die vergadering. Daarna ontmoet ons regverdige en vervolmaakte voorvaders in ons hart, want hulle is ook daar teenwoordig. Dit is die 3 groepe saam met ons as die gemeente van eerstgeborenes. En nou sê ek, gesamentlik stuur ek ons offer, verenig met Yahshua, engele en voorvaders in die geestelike sweer, waar ons as Gilgaliete, as mense, die onderkant of die wiel vorm van die groot geestelike portaal of hemelse warrelwind. Verwysend terug na Sabbat se lesing van daai groot warrelwind wat opgaan, ons is die onderste deel van daai warrelwind. Ek het nooit die warrelwind behandel in Esegiel 1 nie, maar julle kan gerus Esegiel 1 en Esegiel 10 gaan lees van 'n groot warrelwind wat eintlik 'n stormagtige gees is as jy dit in die korrekte Hebreëus vertaal, wat oor die aarde gaan en alles opneem wat goed is en verdelg wat sleg is. En dit is hierdie
portaal wat geopen is, hierdie hemelse warrelwind, wat van Gilgal af begin, en ons is die grond, ons is die heel kleinste in die hele vergadering, maar as ons nie vra nie, kan die engele ook nie die werke doen wat hulle moet doen nie, want dan sal dit neerkom daarop, dat Joshua, die engele en die volmaakte voorvaders, mense teen hulle wil beïnvloed. Want in die geeste sweer moet jy baie versigtig wees, wanneer jy met mense werk, dat jy nie hulle vrye wil aantas nie. Maar wanneer ons vra, en ons gaan nou sien wat ek vra, en dit is die vraag wat ons moet vra, dan gaan hierdie hele geweldige groot geesteswarrelwind, wat 'n enorme verskil in die geestelike wêreld bring, en wat die mense wat Joshua liefhet en aan hom vashou, versterk hulle ontsettend baie. Maar die wat die orde van Vader omverwerp op hierdie aarde, kry natuurlik nou die wind van die warrelwind. Hulle kry dit van voor, omdat hulle self dit gekies het. Hierdie is 'n seëning wat sou uitgaan. En hulle ervaar dit dan as 'n gees van verskrikking. Want onthou, 'n demoon kan nie staan voor die lig nie. Dit is hoekom ons Joshua in ons harte moet hê, en in ons huise moet hê. Want die demoon wat in die een is wat in jou huis wil inbreek en jou wil kom vermoor, sien die lig en hy vlug. En hy sê vir hierdie boy, hoor, jy moet nie so toe gaan nie. Het is beter dat jy liewerste hier wegbly. Goed, ons stuur dan hierdie offer, punt 14, hierdie ligoffer eerstens na die minerale ryk. Dan stuur ek die ligoffer na die dode ryk, want dit is nog deel van in die minerale ryk vasgevang. Dan stuur ek die ligoffer na die innerlike aarde. Ek weet nie presies hoe dit daar lyk nie. Was nog nooit in die doderyk wat ek kan onthou nie. En ek weet nie wat in innerlike aarde aangaan nie, maar daar is genoeg inligting dat daar wesens is wat baie lang tye daar vasgevang is. Nie alles negatief nie, daar is ook positiefs. Want Henog in sy boek beskryf hy waar hy deur hierdie realms gaan en met verskillende engelwesens praat. Goed, so dis die minerale ryk saam met die dode en die innerlike aarde. Dan stuur ek die ligoffer na die plante ryk. Alle plante op hierdie aarde moet ons seën, want dan sal die vervloeking wat op die plante is, sal ook aangetast word. Wanneer ons die planteryk seën, seën ons alles wat suiwer is soos Vader dit geskaap het. En dit is 'n vervloeking vir GMO en gekloonde plante en gekruiste plante en allerhande ander goed. Die volgende is, stuur ons die seën na die diereryk. Alle diere op aarde, ons makdiere, wilde diere, goggas, insekte, wurms in die grond, wat jou plante laat groei, saam met bakterieë en micro-organismes. Dis alles deel van die diereryk. En al hierdie goed kry nou ons seën, wat nie ons seën is nie, dis Joshua, die middelaar van die nuwe verbond, saam met die kragtige engele. As julle onthou, het Daniel die boodskap gehad, waar die arend gevlieg het, Joshua, en toe op die ou einde 7 arende, en hulle het al 7 daai kleure het by hulle sterte, soos in 'n jetstream, het Daniel het beskryf, het hulle oor die aarde gegaan. En dis presies wat ons nou hier doen. Dan, na die natuurgeesteryk. Die natuurgeesteryk is vir mense wat nie lank by ons is nie, iets vreemd. Maar dit is maar net engeltjies, klein geesies, wat te doen het met die bestuiving van blomme en bome, te doen het met vrugvorming, te doen het met alles, of daar nou 'n buisie gaan opkom, en of ons nou gaan stop en die blommetjie laat kom, dit alles is natuurgeeste wat dit doen. In die aarde is natuurgeeste aanwesig, en hulle woel, en hulle werk binne in die aarde tot diep binne in.
En al hierdie groot aardbewings en vulkane wat ons nou sien, is hierdie natuurgeeste wat ontsettend ongekrap is oor dit wat op die aarde aangaan. Dink aan al die miljoene en biljoene natuurgeeste wat in die Amazone was. En die Amazone is uitgekap, feitlik die hele plek. Nou waar moet hierdie geeste werk? Ek weet nie hoeveel miljoen geeste in een boom is nie, want elke vlak van die boom is daar ander tipes. Elke windrigting is daar ander tipes. Dink aan al die goggaatjies, al die klein diertjies wat in daai woude geleef het, wat sommer net doodgeslaan is, en wat gesterf het omdat hulle habitat vernietig is. Nou volgens Joshua is hierdie natuurgeeste bitter ongelukkig vir die mens, want hulle weet die mense dit gedoen, en hulle kom by mekaar, en hulle vorm dan tornado's, orkane, tifone, geweldige haalstorms en. Dinge wat ons nou 2 dae gelede in die omgewing ervaar het. Dank Vader dat hy ons bewaar het daarvan. So al hierdie dinge is gevolge van die mens, maar ons moet ons seën op daai natuurgeeste plaas, sodat Joshua hulle kan temper, omdat ons dit gevra het. Dan moet ons dan ook na al ons sterrebroers en susters in die materiële heelal, moet ons ook die seën uitstuur en die lig aanbieding stuur. Ja, mense is nie net die aarde wat bewoners het nie. Al die planete en sterre wat jy op 'n helder nag sien, is bewoon deur verskillende grade van materieel tot geestelike wesens. Hulle wil ook almal weet wat hier aangaan en hulle word wel deur die engele ingelig. So hulle is glad nie onkundig oor wat hier aangaan nou nie. En hulle volg dit, want almal hou asem op. Gaan hierdie ding slaag. Maar ons stuur ons lig aanbieding na hulle toe ook. Goed, nou is ons klaar met al die ander dinge. Nou kom ons weer na die aarde toe en stuur hierdie lig na elke mens op aarde, na elke brandpunt, elke oorlog en stryd wat hulle moet deurmaak. Alle mense, of dit nou wit mense is, swart mense is, geel mense is, elke ene stuur jy die lig voor. As hy in sy geloof nie vir Joshua erken nie, wel 'n voorvadergees aanbid, dan kom die vervloeking oor hom, maar jy het dit nie gestuur nie. Hy het die lig verwerp en jy het die seën vir hom gestuur. Dit is hoe dit werk. Dan stuur ek ook hierdie lig na elke bose gedagte, bose woorde en bose dade wat teenoor Joshua, sy skepping en sy kinders geuiter word. Dit het Vader later vir my bygebring, ek moet ook daar die lig stuur. En nou weet julle net op internet hoeveel bose gedagtes, woorde en selfs dade word teen Joshua uitgebring en sy kinders. Al die leuns, ons moet dit teestaan met die lig in hierdie aanbieding. En dan stuur ek hierdie ligoffer na ons gelofte volk in Suid-Afrika. En dan na die 12 verlore stamme van Israel, ons broers in die verstrooiing en verdrukking. En dan daarna sluit ek af, deur hierdie ligoffer na die wêreldheersers en owerstes, met hulle demoniese magte in die lig te stuur, sodat die lig hulle duisternis kan openbaar en oorwin. Nie eers daai vieslike wêreldheersers wat al die dinge aanvang wat ons nou weet, kinders offer en met hulle bedryf en bloed drink en alles. Ek stuur die seën na hulle toe. En hulle demoniese magte wat vanuit die hel wat hulle help of wat alreeds heeltemal hulle wese oorgeneem het. Wat vra ek? Ek vra Vader dat die lig hulle duisternis kan openbaar. Sodat die mense kan begin sien dat die goed wat hulle so aanbid het, is eintlik demoniese, sataniese entiteite.
En daar is in die algemeen in die wêreld kan jy sien hoe mense se oë oopgaan vir hierdie demoniese dimensie, omdat lig die duisternis openbaar. Duisternis kan nie duisternis openbaar nie, dat moet lig wees. En die enigste bron van lig is Yeshua, saam met sy engele en met ons vervolmaakte voorvaders. En dit is dan ons hele gebed. En dit is hoekom ek nie ramshoring blaas nie, want ek het al probeer. Jy kan nie konsentreer op ramshoring blaas en hierdie redelike lang gebed doen nie. Dis net nie moontlik nie. Jy moet jou goed by mekaar hou wanneer jy bid. En dan is dit afgesluit en dit is dan gewoonlik as die mense nie te hastig blaas nie, maar soos wat dit normaalweg blaas, is dit 'n presies 12 ramshoring blaas gebed hierdie. As die laaste blaas, dan doen ek punt 26. Elkeen kan dit doen soos wat die Vader hom in sy gees lei, maar ek glo met hierdie gebed het ons omtrent alles gedek wat gedek moet word. Afsluiting. Nou kan jy sien waarom hierdie derde gelofte by Gilgal in die boerevolk so belangrik en allesomvattend is in die aardse en geestesfeer. Saam met hierdie daaglikse aflegging moet ons ook 'n waaragtige lewe in liefde die gelofte vergesel 24/7 vir 365 en 'n kwart dae van die jaar. Nie die bloedrivier of die paardekraal geloftes dek hierdie beloftes van Hebreërs 12 nie. Die inhoud voldoen nie aan die voorwaardes daaraan gestel nie. Het 'n ander inhoud gehad wat nie so pertinent is nie. Maar u moet ook weet dat elke individuele huis regoor Suid-Afrika wat hierdie vergadering van Hebreërs 12 ook lewend maak elke dag, 100% deel is van die groter Gilgal gelofte. Daar waar jy jou 50 klip geplaas het in jou huis, naamlik die hart of middelpunt van jou eiendom, bring jy jou aanbieding aan Vader, want jy is deel van hierdie geestelike huis, wat nog oor die hele aarde sal strek. Hou goeie moed. Einde van die reeks lesings. So die mense wat nie hier is elke dag nie, is nie uitgesluit nie, en hulle kan deel vorm van die hele Gilgal wiel. As julle nog die prentjies onthou wat gister Saterdag gehad het, elke huis is 'n klein stormagtige opening vanaf aarde na die geestesfeer en hulle is verbind met ligstrale soos ons elke klip wat neergelees dit gevat het en 'n verbinding daar gebring het in Yeshua se naam met die sentrale Gilgal wiel, wat dan uiteraard ook verbind met die geestelike vergadering. So om af te sluit, hierdie hele Gilgal wiel wat hier op gerig is nie sommer net 'n lukraak ding wat jy net kan beskou as net nog iets nie. Dit is 'n baie diep, betekenisvolle ding iets wat Vader opgerig het op hierdie aarde. 'n Opening wat hy gemaak het, wat oor die hele aarde gaan strek. Alreeds bereik ons gebede hierdie bose duisternis. Want sekerlik nog nooit in die wêreld was die duisternis so geopenbaar soos nou nie. Gaan maar op internet, gebruik die internet om die duisternis se openbaring te sien wat hulle is. Ek dink nou sommer aan die koningshuis. Ewels, duiwels, direk uit die hel uit. Die Amerikaanse Senaat, die Amerikaanse Kongres, die hele Joodse situasie in Israel, al hierdie goed word geopenbaar. Wat die Jode die hele wêreld onder hulle valsheid gehad het, is daai hele droom van hulle is gebreek deur waarheid. En dit is nie net geestelike mense wat dit oopbreek nie. Vader gebruik almal. Hy gebruik mense wat in die wêreld is om die wêreld vir hom oop te maak, sodat die ander mense wat blind is dit kan sien. Selfs in ons land is daar baie groot beweging
En ek dink, hierdie klomp kriminele gaan of deur 'n mag van buite af oorwin word, of hulle gaan almal tronk toe. Maar hulle dade het ook nou aan die lig gekom. En dit is, ons kan nie ons rol daarin onderskat nie. Want Yeshua is in beheer van die lig, en ons is sy verteenwoordigers op aarde. Of wat hy noem die gemeente van eersgeborenes. Die wat eerste wedergeboorte gaan kry. Omdat hulle die gereedskap daarvoor ontvang het. Baie dankie. Dankie.